Hallo almal en baie welkom. Vandag gaan ons kyk na iets wat soveel meer is as net 'n staproete. Ons duik in 'n projek gebaseer op die werk van die skrywer Joan Ellis Andres, wat eintlik 'n reis is. 'n Reis diep in die hart van 'n landskap in om die siel van 'n hele streek te herontdek. En hierdie aanhaling, kyk, dit sê alles. Dis die hele filosofie agter die Tour Vals de la Marina. Dit was nie sommer 'n oornag ding nie, hoor. Ons praat van 8 jaar se harde werk om 'n landskap weer aan mekaar te heg deur sy oeroue paadjies. En die skaal hiervan, dis epies. Dink gou hieraan, 'n aaneenlopende sirkelroete van 128 km. Maar dis nie al nie. Jy moet ook meer as 5670 meter klim. Dis 'n ernstige toets vir jou bene en jou wilsklag. En die doel van dit alles? Om 8 historiese valleie in die Marina Alta streek weer aan mekaar te vleg, sodat hulle weer een lewende landskap kan wees. So, die groot vraag is, hoekom? Wat was die dryfveer hier agter? Wel, dit was om mense anders na die berge te laat kyk. Nie as mure wat ons skei nie, maar as brûe wat ons verbind. En die manier om dit te doen, deur daardie ou, vergete paaie te gebruik om gemeenskappe weer bymekaar te bring. En hier's iets baie slim wat die skeppers gedoen het. Hulle het seker gemaak elke skof, elke deel van die roete loop reg deur die middel van 'n dorpie se plein. Hoekom? Sodat jy as stapper nie net verby die plekkie stap nie, maar regtig met die mense, konnekteer. Goed, so kom ons stap nou self op hierdie roete in en kyk hoe die storie ontvou. Want jy moet verstaan, hierdie is nie net 'n fisiese reis van punt A na B nie. Nee, dis 'n reis deur tyd, propvol ongelooflike verhale. So, hierdie roete volg paadjies soos die Pas dels Bandelers, die bandiete se pas. En dis waar dit interessant raak. Hierdie paadjies het twee kante gehad. Aan die een kant was dit die regte fisiese roetes wat smokkelaars gebruik het, maar aan die ander kant was dit op die plek waar legendes gebore is, soos die van die Saginier, 'n soort boeman, wat vertel is om kinders bang te maak en binne te hou. En die storie van die Saginier is nogal grillerig. Die skrywer, Joan Ellis Andres, vertel hoe die ou mense gesê het die Saginier dra 'n sak vir stoute kinders en 'n groot skerp mes om, wel, varkvet van hulle te maak. Dis 'n aaklige storie, ja, maar dit wys hoe die folklore en die landskap heeltemal ineen gevleg was. En toe, tydens die projek, was daar hierdie deurslaggewende oomblik. Hulle herontdek 'n heeltemal vergete, klipgeplaveide pad wat die valleie van Gallinera en Ebou verbind het. En dis nie sommer net 'n ou paadjie nie. Hierdie ontdekking was die fisiese bewys van die hele projek se doel, om 'n verlore verbinding weer te vind. So, jy begin sien, né? Elke liewe tree wat jy op hierdie roete gee, is soos om 'n bladsy in 'n geskiedenisboek om te blaai. Jy ontbloot laag en laag van menslike stories, van alledaagse dinge soos werk en feesvier, tot die diepste, donkerste oomblikke van stryd. Vat nou byvoorbeeld die ou gemeenskaplike wasplekke, die lavadors. Vandag lyk dit dalk rustig en mooi, maar in 1885 was dit die episentrum van 'n verwoestende cholera-uitbraak. Kan jy glo, 112 mense is in net 4 maande dood in Val de Gallinera. Dis 'n skerp herinnering dat dieselfde water wat lewe gegee het, ook die dood kon bring. Dit het alles verander. En dan, nie ver vandaan nie, is daar die muur van Fontelles. Dit was die Europa se laaste melaatse hospies wat nog aktief was. Maar die ou mense van die omgewing vertel 'n storie. Hulle sê die muur is nie gebou om die pasiënte binne te hou nie. Nee, dit is gebou sodat die lig nie kon ontsnap nie. Dink net aan die vrees en die misverstand agter daardie woorde. Dis sosiale geskiedenis, letterlik in klip geëts. Soos jy stap, verbind die roete al hierdie kolletjies op die kaart. Jy loop verby middeleeuse kastele soos Kawalwerd, jy sien antieke sneeuputte, die sogenaamde Paus de Nieuw, gemeenskaplike dorsvloere, verlate Moorse dorpies, die bekende droë klipmure, selfs die plekke waar die Morisco-verbanning in 1609 gebeur het. Dis regtig soos hulle sê, 'n openligmuseum. Jy kry die volle, komplekse prentjie van hierdie streekse erfenis. Maar hierdie projek kyk nie net terug nie. Om die waarheid te sê, dit eindig met 'n baie kragtige en nogal dringende oproep tot aksie. Die hele idee agter die roete is nie net om die verlede te onthou nie, maar om die toekoms te beskerm. En die skrywer raam die bedreigings vir hierdie brose landskap met 'n baie eenvoudige maar skerp vraag: vuur of beton? En hy verduidelik dit so: 'n bosbrand? Ja, dis 'n ramp.
Dis verwoestend, maar dis 'n ramp op 'n menslike skaal en dit is omkeerbaar. Die natuur kan en sal herstel. Maar wat hulle byvoorbeeld in Liber doen met 500 nuwe chalets, dit sê hy is onomkeerbaar. Wanneer daai beton eers daar is dit vir altyd. Dis die finale, permanente verlies. En dit bring ons by die laaste en miskien die belangrikste vraag. 'n Vraag wat ons na onsself moet draai. Kyk bietjie rond in jou eie gebied, jou eie landskap. Watter paaie, watter stories, watter geskiedenis staan ons op die punt om vir altyd te verloor, bloot omdat ons nie kyk nie?